Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast en baie dankie dat jy saam luister. En ek wil vandag sommer ook net weer baie dankie sê vir al my getroue patrons wat jaar in en jaar uit my finansiëel bly ondersteun om die podcast te kan maak. As jy dalk self lus is om iewers jou geld te verloor, sluit aan by my Patreon Club en ondersteun my. Daar is daarom ook 'n paar ekstra dinge wat jy so af en toe kry as jy lid word van die klub. So byvoorbeeld is daar 'n tweede deel van elke gesprek wat net beskikbaar is vir betalende lede. Vandag gesels ek met Melanie Marx. Ek en Melanie het saam geswat en daarna het haar lewe allerhande draaie geloop en uiteindelik het sy in Australië opgeëindig. En daar in die vreemde, nadat sy weer eens haar werk verloor het, het Melanie besluit genoeg is genoeg en het sy 'n boer geword. Lekker luister. Ja, Ons het wel, mekaar baie lank gelede laas gesien. baie lank laas. Sjoe, en ek wil graag wil hê jy vertel wat het gebeur van toe tot nou met jou. Wel, ek sou vir die audio mense by die universiteit gewerk het. Dit was die plan gewees. Ek het 'n werksaanbod daar gekry, maar toe kry ek 'n oproep van Western Deep Levels goudmyn af. En hulle wou gehad het ek moet in hulle video en televisie ateljee gaan werk. Nou kyk, video en film was altyd my passie gewees. So daar was nie eers, ek het net gesê ja, en daar gaan ek toe. Jy weet. So ek het daar gewerk op Western Deep Levels seker vir so 5 jaar. In hulle video en televisie afdeling. So wat ons gedoen het is ons het nuus en entertainment tipe van goed vir die 36,000 werkers gemaak. So dit is 'n daaglikse nuusprogram gewees. Dit was musiek en dit was allerhande goeders wat ons gedoen het om hulle 'n bietjie te entertain. So ek het baie geleer en ek het my gate uitgeniet daar. Maar jy weet, jy kom op 'n punt en jy dink by jouself, miskien is daar 'n bietjie iets anders wat gedoen moet word. So ek het 'n werksaanbod gekry van Eskom af. So ek was in Carletonville by Western Deep Levels, toe trek ek Johannesburg toe en ek werk toe vir Eskom ek het die soort van deur die ranks by Eskom gewerk, meestal in bemarking en interne kommunikasie. Ja, ek was bietjie uit die filmgedeelte, alhoewel vir die bemarking het ek al die video's en goed gemaak. So ek was nog in daai veld gewees wat ek so lief was voor. En dan van daar af het ek aan hoof gestaan van een van hulle kommunikasiedepartemente. En toe het iemand my 'n aanbod gemaak om bietjie meer navorsingskant toe te gaan. Waar ons kyk, jy weet, hoe engaged is mense in 'n organisasie, daai tipe van navorsing. En ek het daar vir seker so jaar gewerk, maar ek het baie vinnig gesien, dis nie my tipe werk, daai navorsing en number crunching tipe van goeders nie. Ek's meer 'n aksie. En ou vragies vra en dan te analiseer was nie wat ek wou gedoen het nie. So ek het toe het ek aansoek gedoen by groep 5. En dit was 'n groot maatskappy, en hulle het 'n klomp goeders gedoen. Hulle het plastiek gedoen en groot boukontrakteurs en 'n klomp goed gedoen. Maar ek het net 'n jaar daar gehou en toe is ek geretrench. Ja. En toe, kyk, my eerste retrenchment was vir my baie moeilik geweest, want jy weet, jy vra jouself of jy nie goed genoeg is nie, en jy weet al daai vrae wat jy vra as jy in jou 20's is. Of miskien was ek al in my vroeë 30's, maar nog, jy weet, jy's nog jonk en jy kan nie so lekker emosioneel jou kop om daai goeders kry. So dit was my baie moeilik geweest. En ek het so 'n bietjie gesukkel om aan die gang te kom, maar ek het so 'n klein advertensie gesien in een van die koerante waar hulle konsultante gesoek het.
En ek het aansoek gedoen, ek het daai werk gekry en toe sit hulle vir my by De Beers, Consolidated Mines. En ek het baie daai job gehou. Want ek het begin ingaan in 'n transformasie van organisasies, waar organisasies wou, jy weet, they wanted to transform. En dis die tipe van goed wat regtig interessant vir my was. En die ander ding wat my aardspunte begin trek het, was projekbestuur. So ek het besluit om 'n bietjie uit die kommunikasieveld uit te gaan en toe kwalifiseer ek myself in projekbestuur. En basies die res van my karier tot plaas wat ek nou by sal kom, was ek in projekbestuur van internasionale organisasies. So ek was by De Beers, ek was by Rio Tinto Mining and Exploration gewees. So groot maatskappye en ons het Ja. groot projekte gedoen, meer aan die IT tipe kant. So jy weet groot softwareprogramme uitgerol en daai tipe van goed. En ek is baie lief vir dit, want ek is baie lief om met spanne te werk en spanne te help om hulle beste te lewer. Dit was absoluut, ek het 'n baie groot liefde vir dit en dis die een ding wat ek baie op die plaas mis, is om met spanne Met te werk. mense te werk, ja. Ja, so ek was so 11, 12 jaar in Rio Tinto gewees en toe besluit hulle gaan ook vir my retrench, maar hierdie keer was dit nou nie vir my so big deal nie, want jy weet, basies het ek gedoen wat ek wou gedoen het in my karier in projekbestuur. En my lewensmaat het gesê, maar ons wou altyd 'n plaas gehad het. So op hierdie stadium moet ek sê, is ons in Australië gewees. So Rio Tinto het my gebring van Suid-Afrika na Australië. Ja, ek het nogal gewonder hoe jy in Australië Ja. opgeëindig het. Ja. So ek het 'n projek hier gedoen en dit was tydens 2007 met die groot financial crisis gewees. Dit onthou ek goed. Toe raak hulle ontslaaf van my posisie daar in Suid-Afrika, maar toe bied hulle vir my 'n posisie hier in Australië aan, na ek klaar is met my projek hier. En toe dink ek, kom ons doen dit. Al bly ek net 5 jaar in Australië, dis 'n adventure. Hoekom doen ek dit nie? Wel, ons is nog nooit weg van Australië af nie. 17 jaar in Australië. Ek sê my man het vir my gesê, kom ons gaan gou Holland toe. Selfe storie. Ja, we never left. No. Dis die antwoord. Maar dis so lekker land, alles werk in hierdie land, jy weet. Kyk, daar's irritasies, mense kla oor die busdienste, maar hulle het busdienste. Jy weet wat ek bedoel. Ek meen in Suid-Afrika het ons niks van daai tipe van goed nie. So regtig, dis 'n baie oulike land om in te bly. Maar ek moet sê, mense dink dat die Australiese kultuur baie aan die Suid-Afrikaanse kultuur is, en ek dink nie dis waar nie. Die enigste ding wat ons in common het is rugby. En ek sê baie groot sportsliefhebber nie, so jy weet, so daar was nie baie groot raakpunte daar vir my nie. En om jou eie land te los en in 'n ander land te gaan bly, en jy het nie groot geword in daai land, is baie interessant. En meestal oor wat ek noem the unwritten rules. Absoluut. Van die society, en jy sal weet, jy weet, daar's goedes wat jy net nie meer groot geword het nie, so jy weet nie hoe werk goed nie. En dis baie keer regtig basiese goed. So dit het ons 'n rukkie gevat om net ons voete te vind hier in Australië, maar gelukkig omdat ons vir 'n groot maatskappy, 'n multinational gewerk het, hulle het altyd gehelp en gesorg, en jy weet, en jy het baie vriende gemaak, en so dit was nie asof ons hierna toe gekom het en in 'n job moes gesoek het nie. So dit was baie makliker vir ons. So hulle het vir my so along the line besluit om my te retrench, en toe begin my tweede loopbaan. En my tweede loopbaan is om 'n boer te wees. Dis fantasties. Kyk, ek's baie lief. My oupa was 'n boer. Christa se oupa was 'n boer. So boerdery is soort van in ons bloed. Maar kyk, tot jy op 'n plaas kom, verstaan jy niks van boerdery nie. Niks nie. En ek het so respek gekry vir boere, want jy weet, 'n boer moet
baie skills hê. I mean, hulle moet 'n veearts wees. Hulle moet 'n gardener wees. Hulle moet electricians wees, hulle moet 'n mechanic wees. Want kyk, as hy trekker breek, moet jy Ja. hom weer op and running kry. So ek was net absolutely verbaas oor hulle skill, jy weet. En natuurlik toe moes ek weer begin leer van voor af. Maar kom stop net so gou so 'n bietjie. Dis nou nie asof jy vandag besluit ek wil 'n boer word en môre het jy 'n plaas nie. Hoe het die proses gegaan? Ja, maar jy ken nie vir Christa nie. Jy ken nie my Okay. lewensmaat nie. So, ek is retrench en sy kan remote werk. So dit was nie vir ons dit was nie moeilik nie. Toe sê sy, okay, ek gaan nou begin soek vir 'n plaas. As 'n matter of fact, hoe dit gewerk het, is die Desember voor ons plaas gekoop het. Ons het in Februarie plaas gekoop. Het sy vir al ons vriende gesê, want ons het in Brisbane gebly. Het sy vir al ons vriende gesê, luister, dis die laaste Kersfees wat ons hier gaan vier. Ek sê net vir julle. En almal het gelag vir haar en sê, ja, wel, jy weet, ons sal sien hoe werk dit uit. Wel, toe begin sy soek. En absoluut, by Februarie het ek dink ons het 5 huise gesien en die 5de een het ons net geweet dis die plaas wat ons wil hê. So ons is so 2,5 uur noord van Brisbane Okay. af. Ons is so 15 minute van die see af, wat regtig pragtig is. Dis nie baie goed vir die soil nie, maar dit is baie lekker om beach toe te gaan. So Was dit ja, 'n working farm gewees? En het jy 'n idee gehad van wat? Ek weet jy moet seker ook geld verdien met 'n boerdery. Ek kan nie dink dat jy net gaan boer ja. en het jy 'n idee gehad wat jy wou doen? Kyk, ek was 'n bietjie groen geweest. Ek het so 'n jaar of 2 voor dit het ek begin met permaculture. En ek het gewerk vir 'n non-for-profit organisasie. So ek het daai gedeelte nou geskiep, maar ek het permaculture gedoen en ek weet nie of jy weet wat permaculture is nie, maar dis 'n Ek weet maar ek dink vertel maar vir die luisteraars want dit ja, is dis 'n filosofie wat jy probeer met natuur saamwerk en nie teen die natuur werk nie. So en hulle het 12 prinsipe wat hulle gebruik en so dit het my regtig baie gehelp en ek het op hierdie daar was so klein plaasie, 6 akkers in Brisbane gewees. En ons het ek het daar geleer om permaculture te doen, ek het my sertifikaat daar gekry en omdat dit 'n werkende plaas was, kon ek eintlik daar begin leer hoe om 'n boer te wees. So dit was 'n begin intrap om dit te doen. Dit was nie 'n working farm nie. Hierdie ou het hulle het net hier gebly. Ons het net 100 akker. Nou dit klink baie vir mense, maar as jy koeie het, is dit nie baie. nee. Nie baie nie. So dit was nie werkend nie. Hy het probeer om 'n paar goeders te doen, so hy wou gesnyde blomme doen. So hy het proteas geplant en grevilleas en 'n klomp ander goed wat sny is, want sy vrou het 'n plante winkeltjie gehad. So sy kon dit alles vir hulle verkoop. Maar net toe hy aan die gang was, hy het al hierdie geld gespandeer. Toe verander die Australiese uitvoer, want hulle wou uitvoermarket verander en hulle kon dit nie meer bekostig nie. So daai ding het net gestop. Toe besluit hulle nee, hulle is nou moeg vir dit en toe koop hulle die plaas aan ons. Kyk, en ons was baie groen gewees. In hindsight sou ek bietjie meer gekoop het. En ek sou miskien nie so naby aan die kus gekoop het. Ja. Want ons grond is baie sand. Hy het nie baie carbon in nie, so dit kan verander word and that's the wonders of soil, dat alles kan reggemaak word. Maar dit vat tyd en dit vat geld. En dis natuurlik waar die koeie net die beste is om grond reg te maak of to fix soil. Hulle is net wonderlik met dit. In watter opsig? Wel, omdat hulle eintlik 'n relationship met plante en die grond het. Dis baie interessant, mense weet dit nie, maar
Plante groei 80% beter as jy koeie op jou land het. So pastures, bome, alles groei baie beter, want hulle het iets in hulle saliva. It's actually thymine wat Vitamin B is. En soos hulle nou eet, gaan dit op die plant en dit stimuleer die plant om beter te groei. So dis die een ding. En die tweede ding is wat uit hulle ou boutjies kom, daar is nie 'n beter bemesting as wat uit hulle boude kom nie. En mense sal, jy weet, niemand sal daarmee stry nie. Ek wil eers nog ietsiekie jou in die rede val, want Ja, hier by ons is die groot ding is die koeie moet minder gemaak word. Die CO2 uitstoot van wat uit hulle boutjies uitkom is heeltemal te groot. Maar waarvan jy praat is nie megastalle nie, né? Want dis wat hulle in Nederland het, hierdie enorme groot stalle met honderde koeie wat amper soos batterye werk, né? jy Dit is praat nie wat soos jy het nie. feedlots. Nee. So, ons doen wat genoem word regenerative farming. So no-till, so ons probeer nie die grond omdolwe nie, want microbes, ek weet nie of jy weet hoe werk microbes nie, maar daar's microbes in die grond, en dis eintlik microbes wat die carbon en alles in die grond maak. Want ons het baie oor die jare het ons geglo ons het net soveel grond en ons kan nie meer topsoil maak nie. Wel, dit is nie reg nie. Ons kan eintlik topsoil maak, wat dit eintlik wonderlik maak. So die microbes werk onder. Hoe dit eintlik werk is, jy weet, al hierdie siklusse het my kop omgegooi, maar dit was baie interessant. Die son, so 'n plant se blare is soos 'n little solar panel. Hy vat die son en al daai sonkrag sit hy om in suikers. En hy stoot daai suikers in sy wortels in en die microbes kom en hulle eet die suiker. En hulle gee weer die minerale terug aan die plant. So 'n plant kan nie net sy worteltjie neersit en sê, okay, nou wil ek koper hê, nou wil ek dit hê, nou wil ek dit. Hy kan nie. Hy's nie so gemaak nie. Die Here het dit so pragtig gemaak, is ongelooflik. So hy het die microbes nodig wat allerhande so uitwyk met hulle stingeltjies. Gaan die microbes en hulle haal die mineraal en hulle sal dit vir die plant gee en die plant gee die suiker vir die microbe. En so werk dit. En die lewensiklus van die microbes, daar elke uur gaan daar miljoene van hulle dood, want daar is so baie van hulle. En dit is wat humus maak, en humus is wat ons die topsoil, waarin ons alles groei. En dit is wat humus maak. So as jy dan jou boergrond of jou topsoil omspit, dan vernietig jy daai kosbare microbes. Absoluut. So kyk, daar is tye wat as jy baie gekompakteerde soil het, is daar tye wat dit 'n goeie idee is om hom net baie vinnig, baie lig net om te dolwe, net sodat daar weer oxygen kan ingaan in die soil. So jy gebruik dit, maar jy gebruik dit baie min. Want ons gebruik eintlik plante to restore die grond. So jy kan nie grond reg kry sonder plante nie. En as koeie plante verbeter, dan kan jy daai siklus sien waar koeie plante meer laat groei. Hoe meer plante daar is, hoe beter is jou grond. En hoe meer microbes het jy, en hoe meer microbes het jy, hoe meer humus het jy, en jou topsoil verbeter, en dit is die siklus wat gevolg word. Nou, ek weet daar's hierdie idees oral in die wêreld, dat jy weet, wat uit daai ou boutjie kom, dis nie 'n goeie ding vir die planeet nie, maar as jy daaroor dink, in Afrika, toe al daai troppe diere gehardloop het, miljoene, in Amerika, die buffalo wat daar gehardloop, die bison wat gehardloop het, hulle het almal 'n poep gelos, want dit gaan nie oor die bemesting nie, dit gaan oor the burping and the farting ding.
En daar was nie 'n verskil in the atmospheric, ek probeer nou net dink, ja, ek sal 'n bietjie later daaroor dink, maar in elk geval, daar was nie 'n verskil toe daar duisende van hulle gehardloop het en nie in wat ons nou het. So dit is, mense verstaan glad nie. Daai klein molekuule wat uit daai boutjie uitkom, word afgebreek in natuur. En een van die dinge wat afbreek is 'n bakterie wat uitkom. En daai bakterie gaan op in die atmosfeer in en dit trek reënwolke bymekaar. So dis methane, sorry, ek kon nie die naam vir 'n oomblik Ja, die hele methane, methane discussion, jy weet, daar kom nou methane uit die boude uit en uit die mondjie uit maar daai molekuule methane word afgebreek in die natuur. En soos ek sê, daai bakterieë wat daar uitkom, gaan op in die atmosfeer en dit maak die clouds en dis hoe ons reën kry. So, hoe minder diere ons op die planeet het, hoe minder reën gaan ons hê. En ons het al reeds reën, want reën kom ook na die koelste plek toe. En waar al die woude is, dis waar die koelste plek is. En dis hoekom mense sê ons moet meer woude hou en meer bome plant, omdat dit alles afkoel. Ja, cool is, En ja. reën kom na die koelste gedeelte toe. So dis die siklus, die watersiklus. So vertel my eers van jou koeie, hoeveel het jy nou? Kyk, ek het 'n Afrika breed gekry, 'n rare breed, en hulle naam is Borane. Nou in Suid-Afrika is daar baie Borane, maar in Australië is daar net 'n handvol. Ek dink as miskien, ek reken as miskien net so 3000 in Australië. Hoekom het jy dit gekies? Ek het hulle gesien en ek het verlief geraak op hulle. Ek bedoel, jy weet, ek het koeie gekry om my te help om my grond te verbeter. En weet jy wat gebeur het? Toe raak ek verlief op die goed. En dit het 'n probleem vir my geword, want ek is so lief vir hulle, en hulle is, jy weet, hulle is baie mak, so ons kan hulle baie maklik hanteer. Hulle is nie groot koeie nie, so hulle is wat hulle noem medium frame koeie. So, en hulle is nie klein, dis nie die kleintjies nie, maar hulle is medium frame. Hulle kalf baie maklik, because they've got sloping rumps. So jy sal sien al die Afrika diere wat adapted genetics het sloping rumps, want dit maak die hele birth canal oop as jy 'n sloping rump. En dis hoe jy makliker kan hulle kan birth gee, baie maklik. So ek het nog nooit 'n kalf moes getrek, uit die ma uitgetrek of enig so iets nie. Maar ek bedoel, ons is geseën. So ja, ek was net verlief geraak op hulle, en so ons het hulle, maar ons probeer hulle nou in Australië bietjie meer populêr maak, want wat hulle bring, net the hybrid vigor wat hulle bring, omdat hulle hierdie Africa genetics is jy kan dit nie oorvertel nie. They're resistant to ticks. They're resistant to fly. Jy weet, hulle raak nie siek nie. So al daai goed wat hulle oor die duisende jare in Afrika deur hulle genetika ingekry het. As jy daai genetika vat en jy meng dit met ander koeie se genetika, dan kry jy daai wat hulle noem hybrid vigor. So hulle is eintlik wonderlike diere. Maar ongelukkig is daar beter bemarking gedoen op die Europese breeds hier in Australië. So almal dink hierdie Europese vleis is die beste eetvleis. En dit is regtig nie. Want dit wil ek jou vra, julle gebruik hulle vir vleis en vir melk of net vir vleis? Kyk, in Afrika gebruik hulle vir vleis en melk. Vir ons is dit net, so ons het wat ons noem 'n breeding stud. So daar's net as daar regtig 'n probleem met die dier is, sê daar's 'n probleem met sy voete of so iets, en ek kan nie die dier gebruik verder vir my eie broei doeleindes nie. En ek kan hulle ook nie verkoop nie, want jy kan nie so dier verkoop aan iemand anders nie. Dan sal ek hulle slag. So
En dit gebeur nie baie nie omdat hulle genetika so goed is. So ja, so ons broei hulle en ek verkoop hulle aan mense wat crossbreeding wil doen, meestal. Maar jy kry ook mense wat net van die borane hou en hulle wil borane hê. So ons verkoop eintlik diere. En gaan jy dan na 'n veiling toe of hoe werk dit? Weet jy, tot nou toe het ons alles privaat kon doen. Wow. So jy weet op die internet adverteer, iemand sien jou advertensie en daar gaan jy. So ek het nie genoeg op die oomblik om na 'n veiling toe te gaan nie, want jy het baie diere nodig as jy veiling toe wil gaan. So ja, so die koeie is die een ding wat ons doen en kyk, die koeie vat baie van ons tyd. Omdat ons leer, jy weet, en ek leer hoe die pastures gedoen moet word en jy weet, as dit nie reën nie, dan is daar nie voeding vir hulle nie en dan moet ons voeding inkoop. So dis 'n beplanning en alles wat gedoen moet word om te sorg dat die diere altyd baie gesond is. Maar die ander ding wat baie interessant is, ons het 2 ander goeders wat ons na kyk op die oomblik. Die een is Australian stingless bees. So Australië het so baie klein bytjie wat ook in kolonies leef soos die Europese bytjie. Maar hy's so klein soos it's ant size. Hulle is baie klein. Hulle maak net 1 kilo heuning 'n jaar. Sure. As jy gelukkig is en die seisoen is goed. Maar daai heuning is medicinal, dis beter as baie van die ander medicinal heunings in die wêreld. So hy's medicinal, maar ons leer op die oomblik, daar's baie mense wat probeer hoe om hierdie heuning want dis nie soos Europese bye waar jy hulle net in 'n frame kan sit en in die bye sit die heuning daarin nie. Hulle heuning is in 'n klein potjies. So we call it pots, sulke klein potjies. Nou so daar's maniere wat jy dit moet probeer uitkry en meeste mense vat net die struktuur en hy just squash it en dan kom die heuning uit, maar wat met dit saamkom is bakterie. En so dit beteken daar's nie 'n lang shelf life vir daai heuning dan nie. So 'n mens moet ander maniere vind om die heuning uit te kry. So ek is op die oomblik besig met dit. Omdat dit net 1 kilogram is. Jy weet jy kan nie 'n mark begin en jy kan net 20 kilogram vir die mark gee nie. Jy weet wat ek bedoel. So daar's 'n paar van ons in Australië wat besig is met dit, maar jy weet ons moet op 'n punt kom waar ons regtig saam staan en sê okay, ons kan 20,000 lewer miskien of whatever, 1 kilogram of liter. Is jy nou sê stingless bees, hulle steek nie? Hulle steek nie. Hulle is nie, they don't have a venom. Jy weet hulle byt jou net so bietjie net om te sê luister, jy maak ons nou kwaad. Jy's nou hier in ons boksie in en ons like dit nie. So ja, dis baie interessant. En omdat daar die woude so afgesny word, dis waar hulle leef in 'n tree stumps en goeders. So jy weet as die woude afgaan en die bome word afgesny, then they becoming fewer as well. So daar's 'n klomp van ons wat probeer om hulle ons sit hulle in klein beehives en ons is besig, we trying to preserve hulle ook. Daar's net 11 spesies in Australië van hierdie colonizing klein bytjies. Die res van Asië is dan ook. So dit gaan op in Asië en in Asië en Brazil ook, Suid-Amerika. Baie interessant. Asië en Suid-Amerika. Kry jy hierdie klein bytjies wat nie. So die grootste mark op die oomblik is mense wat hulle in hulle agterplase wil hê. Jy weet, die klein bytjies. Ons gebruik hulle ook in avokados. So hulle is die enigste bytjie wat reg in die avokado plant kan inkom. En macadamia neute ook. Want jy weet macadamia neute is inheems tot Queensland. Ek het dit glad nie geweet nie. Ja. So macadamia is dit hier begin en eintlik hier om waar ek bly.
En daai bytjie is ook die enigste bytjie wat in daai neut kan inkom, reg diep in. En die fruit set word verbeter met 600% as jy hierdie bytjie het. So ek het 'n paar vriende wat macadamia plase het, avocado plase, en ons sit die bye daar op vir hulle net om hulle te help. So daar is 'n groot mark vir hulle. Jy weet, en Ja. hulle is baie nodig. So dis net vir my bitter interessant. Ek het dit ook by Northey Street waar daai klein plaasie in die stad het ek hulle teëgekom. Ek het ook Europese bye, maar ek is nie so gefassineerd met hulle soos die klein bytjies. En die Europese bye, val hulle nie die klein bytjies aan nie. Daar's nie 'n Nee. okay. Nee, So hulle hulle leef kan baie maklik saam want jy weet, daai kleintjies kan ingaan waar daai ander bye nie kan ingaan nie. ja, So ja. jy weet daar's geen probleem daar nie. Dit so orchard van 800 wat hulle noem cinnamon myrtle. So dis ook 'n inheemse boontjie wat as jy die blaartjie vat en jy droog hom of jy maak poeier van hom, hy proe soos cinnamon. Dit word baie gebruik in inheemse cooking en jy weet dis all the rage at the moment, paddock to plate en soveel van die native ingredients wat jy kan gebruik en daai tipe van goed. So ons het so 800 van daai bome en ons kyk op die oomblik hoe ons dit kan gebruik. Ook. So ja, daar's so baie wat ons is.